Graag vandag praat ons oor finansies, finansiële wiskunde en meer spesifiek oor enkelvoudige rente. Enkelvoudige rente is rente wat verdien word op die oorspronklike bedrag vir elke jaar. Dit beteken as ek geld belê, dan as terwyl die geld daar lê, verdien ek rente, ekstra geld. So dit is gewoonlik in 'n persentasie per jaar en enkelvoudige rente werk so. As ek R100 belê, en ek kry 10% rente, dan gaan ek volgende jaar R10 by kry, so dan het ek R110, en die volgende jaar R120, want dan kry ek weer R10 by, weer R10 by, weer R10 by elke jaar. So daai 10% word op die oorspronklike bedrag wat ek belê het, uitgewerk. Dis hoe enkelvoudige rente werk. Ons gaan later ook saamgestelde rente doen, dan werk dit anders. So ek wil hê jy moet hierdie konsep onthou. Huurkoop is ook iets wat ons later gaan leer, en dit gebruik ook enkelvoudige rente. Nou, ons het 'n formule om enkelvoudige rente uit te werk. A is gelyk aan P-1 plus IN, en elkeen van daai goed staan vir iets. A staan vir in Engels die accumulated amount, wat beteken die eindbedrag. P staan vir die beginbedrag. 1 staan net vir 1, die getal 1, en dan I staan vir die rentekoers. Nou die rentekoers kan byvoorbeeld wees 7%, dan vul ek in my formule in 7 op 100. Dit moet altyd op 100 wees, want dit is persentasie, en dan die N is die hoeveelheid jare. So hierdie formule moet jy ken uit jou kop uit, want jy gaan hom gebruik om enkelvoudige rente uit te werk. So kom ons kyk gou-gou hoe werk dit in 'n voorbeeld. Bepaal die finale bedrag indien 'n bedrag van R1000 belê is vir 3 jaar teen 10% per jaar enkelvoudige rente. So ek wil hê jy moet elke keer as ons begin met so 'n som, moet jy A pin neerskryf, so, want dis al die letters wat in ons formule is. A is gelyk aan P-1 plus I maal N, en dan gaan ons elkeen van daai goed gaan uitfigure wat hulle is. So, A is die finale bedrag, dis wat hulle vra, ons weet hom nie. Die beginbedrag is R1000, die rentekoers is 10 op 100, want ons moet hom altyd op 100 skryf, en die jare is 3 jare. Nou gaan vul ek dit in my formule in. 1000, en in hakies, 1 plus 10 op 100, maal 3. Oeps, dan maak ek nou 'n hakie te vroeg. Terug by die pennetjie, maal 3. Nou gaan ek my sakrekenaar gebruik, en hierdie hele ding insit met die hakies en alles, en 'n antwoord kry. Doen dit gou saam met my op jou sakrekenaar, en kyk of kry jy 'n antwoord van R1300. Ons maak dit sommer 0,00, want dit is geld, né? En geld het sente. Pause die video en dan skryf jy hierdie af. Hierdie voorbeeld is, jou ouma belê R10.000 vir jou toe jy gebore is, en sy het die belegging gemaak om te betaal vir jou studies. ABC Bank het haar 'n 9% per jaar vaste rentekoers aangebied. Wat sal die waarde van haar belegging wees op jou 18de verjaarsdag? Okay, so ons skryf altyd die A-pin neer. Ek dink die vraag kort ergens iets wat sê enkelvoudige rente. Maar die eindbedrag weet ons nie. Ons weet die beginbedrag is 10.000. Ons het 'n 9% rente, en die tyd is 18 jaar. So ons skryf nou die formule neer. A is gelyk aan P-1 plus I tot die mag, juffrou, I maal N, ekskuus, daar het ek nou 'n maal N. Daar's 'n punt tussen die E en die N, wat beteken maal. So, 10.000, hakie 1 plus 9 op 100 maal 18. Nou gaan jy dit indruk saam met my op jou sakrekenaar.
En dit gee vir ons, kyk of jy dit ook kry, R26.200 wat jou ouma gaan hê op die einde. Nou vra hulle by B, wat is die rente wat verdien is? Rente wat verdien is, beteken, rente is die geldjies wat ons ekstra gekry het. So dis die eindbedrag minus die beginbedrag. Dis nie die rentekoers nie. Die rentekoers is 'n persentasie, dis hierdie I, maar die rente is die eindbedrag 26.200 minus die beginbedrag 10.000, dan kry ons die bedrag rente is R16.200. Right, skryf dit neer en dis dan dit vir vandag. Okay, opsa, en ek terug. Skus, hiepa. Maar wat gaan nou aan?